So baie ouens sit nou met die probleem, en ek het dit bietjie vroeër genoem, is, jy wil gaan jag, maar jy weet nie waartoe om te gaan nie, of jy weet nie, waar is daar 'n luukse plekkie om die familie bietjie heen te vat nie. En toe kom ek op hierdie app af, toevallig oor my Instagram, nê, wat die ouens vir my getarget het. Ek neem aan ek is hulle core demographic. En toe reik ek uit na die manne toe. Die app se naam is Jagboek. En dis ongelooflik, dis regtig baie cool. Saam met my in die ateljee is die twee manne agter hierdie nou, Gerard en Carlo. Môre julle. Goeiemôre. Môre. Hoorie so, vertel my net gou 'n bietjie agtergrond. So maybe Gerard. Jagboek, die idee, die konsep, né? Vertel gou net vir ons luisteraars, wat is dit as ek dit nou nog nie opgesom het nie? Yes, ja, dankie Doopie man. So ja, die konsep agter Jagboek, dit klink soos dagboek, maar dit is nie 'n dagboek nie. Hy hou jou nie besig nie, hy hou jou in die bos. So ja, in kort dis 'n booking platform, 'n besprekingsplatform, maar vir jagters en buitelewe entoesiaste. Jy weet, 'n ou wat op 'n plaas wil kom, nie noodwendig net wil gaan jag nie, ou wat wil gaan visvang, ou wat wil gaan stap in die bos, ou wat wil gaan foto's neem, ou wat wil gaan voëls kyk. So ons het 'n klomp plase en so kan jy weet bespreek. Ja. So verstaan ek dit dan nou reg, Carlo? Jy kan dan kom ons sê, as ek iemand is wat 'n plek soek om te gaan jag, dan kan ek die app gebruik, maar maybe is ek ook iemand dan plaaseienaar soos Shari se broer hulle of whatever. Ek kan myself lys daarop en mense sê dis die geriewe, kom gerus. Ja, 100%. Ek dink daar's baie plase wat net hulle akkommodasie wil uithuur. Ja. So dit is 'n akkommodasieplatform. Dit is waar ons begin, dis waar ons stop. Ons probeer daai ou ons probeer die gas by die boer kry. So as jy enige plaas, dis nie net jag gefokus nie, dis vir die buitelewe. En daar's, jy weet, buiteseisoen en daai tipe van jy weet, akkommodasie. Daar's baie ouens wat net by die dam wil gaan sit, net 'n bietjie wil gaan skiet by die skietbaan wat daar is. So daar is 'n baie groot geleentheid vir dit. Maar hierdie ding is so lekker, want toe ek nou opgeteken het en ek sniffel so 'n bietjie rondom uit te vis, hoe werk die platform? En wie nou van dit gaan gebruik maak. Dis ook half soos daar's 'n ratingsisteem, nie net op die gebruiker nie, maar ook op die akkommodasie en alles. Is dit nou maar 'n manier half om die skollies weg te hou, dat jy nie daai weekend warriors het wat jou lapa kom try afbrand nie? Ja, ek dink dit is goed opgesom. Ek dink daar's altyd ek wil die jagbedryf, daar's maar baie ek wil sê skylie ouens wat daar is. Skylie manne hoor. Ons bring 'n bietjie ja. Jagter en dan 'n bietjie van die plaas. Ja. Hoe baie mense op Facebook en dan betaal hulle kom hulle by die hek en is daar nie hek, jy weet dan. Ja. Ek het letterlik nou vir hom gesê, dis die probleem. Mense het 'n platform nodig wat jy kan vertrou, want dan vra jy op Facebook, waar kan ek gaan jag? Ek betaal daai deposito en dan kan ek nie eers 'n voël met 'n ketty skiet by Rietvlei Dam nie. Ja, 100. Presies so. Ja, ek dink dit is wat ons platform so lekker maak, is al ons plase is geverifieer en jou geld is veilig by ons totdat die jag plaasvind. So ek dink dis vir die lekker dinge. So nice. Sou daar iets gebeur of is dit 'n dispuut, dan kan dit gehanteer word, jy weet. So. Maar terselfdertyd ook vir die boer, jy weet, daar's baie ouens wat net kom en hulle kom eintlik net vir 'n lekker tyd en dan jy weet, dan is die geweer nie veilig, jy skiet deur die lapa of whatever en daar's jy weet, daai ou word tipies nou jy weet op 'n platform gesê hoor hy het 'n bietjie moeilikheid gemaak. So dit gaan weerskant. Dis weerskant dit, nê. Ons hou die plaaseienaars, ons maak seker al hulle geriewe bly netjies en word na gekyk, maar as ek 'n skollie is en ek weet niks van my wapenveiligheid of whatever as jagter nie, dan kan die boer my ook ry en sê weet jy wat, ek sou verkies dat die ouens dalk nou nie weer kom nie. 100%. Dis soos jou Uber rating. Presies. As jy 'n bad Uber ou is, dan sê die drywer, hoor hierdie ou het gepoep in die bakkie, nooit weer mag hy saad my ry nie. En ek dink op die einde van die dag is in elk geval enige van so buitelewe ekskursie waarop jy wil gaan, jy wil dit geniet. En daar's 'n rede hoekom ek glad nie in hospitality is nie, want ek sal nooit slaap as daar vreemdelinge en goljaters in my kamers of op my plaas moet kom nie. En hierdie help om daai uit te haal. Ja, ons verifieer die ouens, ons bring hulle. Dis nog steeds die boer se besluit wat hy met daai ou doen en wat ons ook gesien het is, jy weet, baie mense sê yes, die jag is vol, almal is vol. Ons het stringe vol plase.
wat nog opening het. Net 'n staaltjie, ons het gaan jag nou 'n bietjie vroeër en dit is 'n plaas wat ek ken en jy weet 'n dag voor die tyd bel die ou my sê hy weet nou nie hoe om vir my te sê nie, maar sy ma is oorlede. So ek wel, jy weet ek kan jou nou nie daarvoor blameer nie, maar ons kan regtig nie meer gaan jag nie. Nou as jy nou nie so 'n platform gehad het nie, dan het jy nou gesê okay, weet jy wat boys, die jag is verby. Weet en Jy's en heilige ouens lang trane. 100%. Nee. Ons is al gelaai, nee. Alles is Ja. jy weet Jy slaap al die vir 3 grappies is dae al nie. gemaak Ja. en almal is soos boys, wat gat ons nou. En maar gelukkig toe ons nou besigheid begin. Jy weet so in binne 10 minute het ons 3 opsies gehad vir daai naweek en dan voordat ek nou vir die bane sê boys, ons gaan nie jag nie, het ek gesê hoorie, ons gaan nie meer daai jag nie, maar ons het 'n ander plek. Jy weet, Ons het jag. So baie mense het 'n persepsie dat die plaas is vol. So wat ons gee een platformpie en daarso is alles gekonsolideer. Die prys, wat is daar te skiet? Daar's lekker fotootjies en alles en ons bring maar net clarity. Jy weet ons en daar's baie plase. Soos ek sê, daar's baie plase wat nog oop naweek het. Ek dink ons sal nou 'n bietjie uitbrei daaroor want dis iets wat ek gedink het is so ongelooflik vir al die ouens wat dalk nou vir die eerste keer gaan jag en so voort. So en hulle het my gekry. Dankie vir julle bemarkingsspan wat my gekry het, hoor. Ek weet nie julle en Mark Zuckerberg het iewers koneksies ook. Hy het vir ons voorgestel ons toe kom. Is maak op die app ook en Ja, soos hoorie dis hoe dit werk, dis wat ons gaan doen. Ons leer daagliks. Doopie kyk na baie dodgy goed op die internet, so om hom te pinpoint, nê. Nee. Ja. Well done. Wel dan op daai. Hoorie nou net so voor die breek, toe gaan dat jy het nou begin vertel van weet wat hierdie app is nou regtig vir verskeie mense. Maar maybe as jy 'n eerste keer, en jy weet, persoon wat wil uitgaan om te gaan jag, jy dalk nie self 'n vuurwapen nie. Kan jy die platform gebruik bietjie uitreik na die plaaseienaars toe sê, hoorie, hier's die ding, ek wil dalk my seun bring of my dogter, maar is jy bereid om te help en sulke tipe staf? Korrek, yes. Ja, so kyk die platform maak dit eintlik maklik. Ek dink ons is nie daar, kyk jag is nie net 'n manne ding nie. Dit is nie net vir die gesoute jagter nie. Ons het die platform juis geskep spesifiek vir daai rede, vir die ou wat miskien sy laaitjie wil vat of sy seentjie wil vat of ewen sy dogtertjie. Ek en Carlo is dogtertjie pappas, jy weet, my dogtertjies gaan met al my jagte saam. So dis juis vir daai. Ons het nou in die week het ons 'n ou gehad 52 wat 'n boodskap gestuur het aan 'n plaas wat gebespreek het by 'n plaas en gesê het hy het nog nooit gejag nie. Hy wil saam met sy vroutjie kom, kan hulle hom bystaan. Hy het nie 'n geweer nie, kan hulle hom help, jy weet. Daai ou gaan plaas toe gaan, ons gaan die liefde kweek vir die natuur, ons gaan die liefde kweek vir jag en dis 'n kliënt for life daai, jy weet. So, hoorie nou, die vraag net is dit is nou seker een van die hoofgoeders. Carlo, jy het nou amper 'n jag gemis weens iets wat met plaaseienaar gebeur het. Ja. Maar kom ek sê iemand luister nou na hierdie onderhoud en sê weet jy wat? Ek het regtig net hierdie naweek oor vir die res van die jaar om te gaan jag, maar ek het nou nie 'n jag geboek nie. Kan hulle letterlik nou op die app gaan en sien daar's plek die naweek, boodskapie stuur, boom shakalaka, môre is ek in die bos. 100%. So dit het met my gebeur. Alles gebeur met jou. 100%. En dis hoekom ons die probleem nou aanspreek, Ja. né? Kan nie meer nie. Met 'n app. En ja, so wat met my gebeur het was die ou het gebel en jy weet hy het 'n familiekrisis gehad en toe kon ons net nie en is nogal 'n goeie vriend, so ek het hom geglo. En binne gelukkig het ek en Gerard toe nou 'n besigheid begin en binne 10 minute het ek 3 ander opsies gehad om 'n dag later te Ek begin al hoe meer dink julle het hierdie app vir julle self gestig dat julle nie so moet sukkel nie. Net in geval julle 'n jag moet mis. Dat is hoekom hy so lekker werk. Ek sien. Ja. Maar ons gee onsself ook goeie ratings, jy weet. Maar hier sit nou. Kom ek gaan nou die vraag vra wat die vrouens wil vra vir al hierdie mans wat nou net opgeteken het op jagboek. Is daar kostes as ek die app download en ek gaan soek nou 'n jagplaas? Hoeveel geld gaan hierdie nou my man kos? Kom ek het jou tannie, moenie worry nie. Ek dink dis nou die lekker ding en net op daai tannie, jy kan ook boek. Jy kan ook kom jag. As jy nie wil jag nie, boek vir jou man, hy sal skiet, kom bly jy net in die bos. Ja. Lekker. Great. So nee, daar's geen kostes nie. Die app is 100% gratis. Jy dan na die app, jy registreer 100% gratis, daar's niks kostes nie. Al die kostes van die plase is daar. Die plase hanteer hulle eie profile. Wat lekker is. So die plaas kan sy eie pryse opdateer, hy kan sy eie wildpryse opdateer. Hy sit sy foto's op en haal af en hy gaan aan. Jy kan sien wat dit sou kos, jy bespreek, jy sien wat die wild gaan kos, die wild en al die ander kostes, bakkie hier of geweer hier of slaggooi hier, al daai goeders. Dit is tussen jou en die boer en dit gebeur eers na die jag. Ons werk net op die akkommodasie. So ons kry jou op die plaas. Wat op die plaas gebeur is tussen jou en die boer. Hoorie so nou ek het ook toevallig nou gesien en hierdie het my
my oog getrek en ek weet nou nie of hierdie half nou bietjie teen die beleid gaan nie, maar ek het opgeskryf vir julle kompetisie. Want dit's 'n massive kompetisie wat julle nou hardloop op die oomblik. Yes, Ek dink is wat se pryse ter waarde van soos R400,000 wat jy kan wen. Ja, and counting. Jy weet, ek sê altyd vir Gerard, ons het nie 'n begroting nie, hy sien dit as 'n target, jy weet, maar nee, yes, ons het 'n lekker prys. Maar vertel ons net 'n bietjie van die kompetisie. Hoe werk dit? Hoe skryf jy in en dan nou wat is nou alles op die in die pryse? Ja, so ons het dink ons gaan 'n bietjie stir, jy weet, ons wil 'n bietjie vir ons loyale kliënte wil ons bietjie sê, jy weet, jagboek is hier, jy weet, en wat kan ons daar sit? En ja, daar's nou baie soortgelyke goeders, maar vir ons is dit ons wil vir ons users sê basies, hierso is 'n lekker ding. Skryf in, wees deel van ons promosie. Dis lekker. So ons gaan 'n Roland Ward buffel gaan jy kom skiet. What? So 'n Roland Ward buffel en dan 'n waterbok. Waterbok, ja, en dan jy's bekend met Chris Burger, dit so die jag, hy was nou dag op die show. Die jag vind plaas op sy plaas, Marula Game. Oh my way. Wildboer van die jaar. Ja, 24,000 hektaar. So jy ken ook vir Chrissy. Yes, ja. Okay. So dit vind by hom plaas, jy weet, ons alle kostes is gedek. Akkommodasie, jy weet, al die kostes vir die wild is gedek. Jou taxidermy word gedek. Jy weet, ons het met vennootskappe gevat met Big Buck wat al die taxidermy gaan doen. Ja? Brothers Arms geweerwinkel in Waverley, hulle sponsor vir ons 'n 308 geweer wat saam. Daai champions Rudy en Nikki by Brothers Arms. 100%. Jy moet sy video sien nou. So hulle ek gaan so lank vir hom sê wat se gun hy vir my moet regkry dan, aangesien ek gaan wen nou, jy weet. 100%. Great. Ja, nee, sê vir hom, ek dink dit sal eintlik great wees dat ons hom bietjie druk. Ja. Okay. Ja, nee, belangrike ding is dan het Driekus Nel gesê hy gaan bietjie saamkom jag. So dis nie net vir 'n jagter, die tannie wat nou hou van Driekus Nel se musiek, sy kan ook kom. Ja. Ons sal die buffel skiet dan. Maar ons het so gelag want hy het nou hier gestop, maar vir 'n hele ander rede en ons is soos kan luister, weet Driekus is nog nie tyd nie. Driekus is hier, hy's reg om te gaan. Hy weet Karel agter my gestop toe dink ja, maar dis nou serendipity, jy weet. Kan jy nou meer? Sê waar's jou video? Maar op die einde van die dag ja, so ons betaal vir jou, dit's vir jou en 3 vriende, so dis vir 4 mense. Ja. En vir daai naweek aan die einde van Oktober kom jy en jy kom jag saam met ons en net 'n lekker tyd. Daar's 'n redelike lysie van ons het nou gesê waterbok wat in ons logo is. Hoorie, dis letterlik hard. Ja. Jy gaan nogals jag om al daai diere geskiet te kry in daai tydperk. So dit is baie. Dis hoekom ek opgeskryf het. Ek sê Roland Ward buffel van die buffelboer homself Chris Burger. 100%. En dan sien ons al. En dan het jy 'n Brothers Arms 308 wat gaan 10-1 uitgekiet wees soos wat ek vir Rudy hulle ken, want hulle kyk na hulle kliënte. En dan het jy kom daar aan, jy eet, jy drink, jy's gesellig en Rikus sing vir jou liedjie om die kampie. Rikus sing vir jou 'n rustige belade in die agtergrond. Ek meen, wat meer wil 'n ou hê? Wat kos 'n paar? Dan het ons nog. Ja. Matt Dabber. And there's more. Matt Dabber, die YouTuber. Yes. Hy's nou al op 700,000 followers. Maar hy man kan skiet, nee. Hy gaan daai buffel 10 met 'n airsoft probeer skiet, ja, maar so hy's daai naweek daar om 'n bietjie touwys te maak. Hy sponsor actually vir ons 'n Element scope vir die geweer. What? So op die 308 kry jy klare scope. Soos ek sê, ons het redelik hande gevat met 'n paar ouens. Brothers Arms soos ek nou gesê het, Big Buck, die taxidermy. Ons het ons het eintlik goeie harte ook hierso. So ons gaan bietjie met terugvlug. Ja. Dis nie net vir geld maak nie. Ons het 'n bietjie hande gevat met die non-profit soos Groot FM. Julle. So ons gaan 'n bietjie geld na julle kant toe gooi. Jy weet dan kan jy dalk betaal vir jou jag, jy weet. Hoorie nee, dit gaan nie gebeur nie. Julle sit hierdie non-profit heeltemal verkeerd om hier daarna. Ja, en dan te praat met iemand. Ja, ek sal bietjie daar gaan af in die daar eers in die hoek gaan praat en dan ja, wat het ek nou en dan by die trust terugploeg ons gaan vir hulle doen ook help ons met die verwerking en ons gaan van die proceeds vir hulle gee. So dit is nie net 'n geldmaksimum nie, ons wil die platform groei. Dit is nog klein, die plase laai by die dag, Jolandi ons bemarker, sy's regtig goed en sy's baie besig. Daar's 'n lys. As jy so deur ons WhatsApp app gaan en jy scroll, ons het net besig. En so die ding groei. Ons weet almal moet maar begin, jy weet. Dit is dis klein, maar ons sien die users skryf op en dit is baie lekker. Ons tyd hardloop nou 'n bietjie uit, maar regtig dankie dat julle gou tyd afgestaan het vanoggend om te kom gesels hieroor. Ek's obviously baie passievol hieroor en dit was vir my lekker om op te teken en nou ja, ek neem aan ek het myself nou net uit die kompetisie uitgepraat, which is bad. Maar enigiemand anders wat luister,
amazing geleentheid om 'n buffel te skiet op een van die mooiste plase in die land seker, saam met die coolste mense en ek meen jy weet cool goeters en cool gear. Ek het nou net jy mag ook nie inskryf nie. Ek het nou net 'n boodskap gestuur vir Fransjo Botha. Ek vat jou verlof wat jy sou ingesit het. Ons shares hierso. Okay. Maar doen jy self 'n guns jagboek se webtuiste? Is jy die regte plek om op te teken? Ja. So die app is ook available op Google Play Store en Apple Store. Ja. So download die app. Jy sal sien die oomblik as jy die app oopmaak, registreer 'n profiel, dadelik is die kompetisie eers in jou gesig. So dan kan jy inskryf vir die kompetisie. Anderstes gaan dit daar, jy lekker tyd, kyk die plase uit en as jy reg is om te jag, Kaap om papi. Op Facebook, YouTube, alles gaan kry die ouens daar, so ek weet hulle het vir my oral geteken en teen net jy dit al gesien, gewonder waaroor gaan dit en nou weet jy. Carlo, Gerard, dankie dat julle kom kuier het. Baie dankie. Dankie julle. Dankie julle. Groot FM 90.5